Enigiemand wat die koerante of die media gevolg het, sou weet dat ons het vroeër vanjaar 'n baie onbesonde ding gedoen. Tydens 'n personeelbraai het ek die personeel gesê, kom ons ry fiets Durban toe. En hulle het op baie stadium al genoeg gekuier om almal in te stem. En ek is ongelooflik trots van die hardloop personeel. Elkeen van hulle. En as julle ons in fietsklere sien, sal julle weet hoekom dit so besonder was wat ons het gedoen het. Ons is 'n kodde geklomp. Maar almal van ons het einde Mei, begin Junie van Potchefstroom gery met fietsse tot by die ATKV se oord Natalia. Hulle borg nie net kunst in die fietstoere ook. As iemand wil aanklop. En dit was ten bate, ons het besluit, kom ons doen dit ten bate van 'n organisasie en ons het besluit op die teaterbystandfonds. Dit is seker nie die meeste geld wat ons sal ingesamel het, maar dit is die geld waarop ek die trotste is. Want dit is vir mense wat swaar kry, en ons het vrek swaar gekry om dit in te samel. So ek wil vir Louis van die kerk vra om dit by my te ontvang. Verlede jaar het ons ook vir hom so 'n paar rand gegee, en Louis het by die ontvangs daarvan gesê, hulle gaan dit gebruik vir die kunstenaars en die mense wie hulle ondersteun se Kersboks. En ek kan nou nie praat vir my opvolgers nie, maar Louis, ek sou graag wil sê, vir solank as wat ek hier is, sal Hardloop sorg vir die Kersboks. Mooi man. So ek wil my personeel baie dankie sê, vir almal wat ons gehelp het. Dit is een van die lekkerste goed wat ek nog kon uitdeel. Al wat fout is hierop, en hier's 'n klomp mense wat organisasies ondersteun wat die foute kan regstel, daar kort 'n 0. So, julle sien nou hoe lyk Louis. Asseblief, dis seker een van die beste charities wat daar kan wees. Ek wil net in die eerste plek natuurlik baie dankie vir hierdie dapper mense. Toe ek Andries en myself gaan hierdie tog aanpak op fiets, ek gedog hulle is heeltemal mal. Maar nou ja, almal van ons wat op 'n of ander manier by die kunste betrokke is maar seker 'n bietjie mal. En dis 'n soort malligheid wat 'n mens mee gebore word en jy het geen ontsnap nie. Dion Opperman beweeg ek nou in 'n stuk speel met die naam As ek reg onthou. Verduidelik nou die dag nou, Dion, ek weet nie hoekom hy 'n blerrie dramaturg geword het, want sy kop is baie beter met syfers as ander goed. En hy vertel te vir my hoe 'n akteur se lewe werk. Dat omdat enige vorm van uitvoerende kunste of beeldende kunste nie vooruit en nie tred hou met inflasie nie, is dit die akteur uiteindelik wie se salaris al kleiner en kleiner en kleiner word en op die ou end sukkel. En dan vra mense vir my, maar weet die mense nie hulle gaan oud word? Weet hulle nie hulle gaan eendag nie meer kan toneelspeel nie? Hulle weet, maar daar is niks wat hulle daaraan kan doen nie. Want hulle is net gelukkig as hulle elke dag 'n brood kan koop en 'n dak oor hulle koppe kan hê. So almal, Hardloop, baie dankie Andries en almal wat altyd bydra om ons te help. Baie dankie.